Okay, so die volgende ding wat mense my gevra het, en ek het ook al 'n video daaroor gemaak, maar baie mense vra weer, is kan goed in my huis geeste daaraan gekoppel hê, goed in my huis inbring. Nou ja, dit kan, okay? Weereens, daar's sekere goed wat ons weet, ons as Christene nie in ons huis kan hou nie. Jy kan nie Egyptian art in jou huis hou nie. Boetie sissie, die Egyptians het in allerhande ancestors geglo, snaakse goed, ons kan nie ander gode, jy kan nie 'n baal in jou huis aanhou nie, daai mannetjie met die vetpens, baie mense glo as jy sy maagie vryf, dan gaan jy nou geld kry en al sulke goed. Okay, daar's sekere goed wat ons net nie in ons huis kan aanhou nie. Okay, goed wat jy weet, die dreamcatchers. Hoekom kan ek nie 'n dreamcatcher in my huis aanhou nie? Kan ek hom salf? Nee, dit help nie. 'n Dreamcatcher is 'n Native American trinket wat gemaak is, die manier hoe hy geweef is, was gewees om evil spirits en evil drome op te vang, en as jy dit byvoorbeeld bo jou bed gehang het, dan sou jy nou nie nagmerries en goed gehad nie. So dis basically a totem to wear off evil spirits. Okay, so nee, ons kan nie dit in ons huis hê nie, want waar is jou vertroue dan? Jou vertroue is nie in God nie, dit is dan in daai trinket. Nou, party goed, as ek vir mense vra, kan jy daar in jou huis hou? Dan sê hulle ja. En dan is dit eintlik, okay. En ander goed, dan sê mense, hoe kan jy daar in jou huis hou? Nee, jy kan. Okay, so, weer eens, sekere goed, weet ons kan dit nie hê nie. Jy kan nie 'n all-seeing eye om jou nek dra nie. Jy kan nie. Dit is spiritisme, jy kan nie. Sekere goed, soos ek sê, no. Ander goed, soos ek sê, moet ons bietjie onderskeiding van die gees hê. Hierdie kan 'n doeteenvoudige plantjie wees. Okay, I like cute. Kan ek hom in my huis hê? What about Baby Yoda? Okay, almal gaan my sê, o nee, dis 'n klein demoentjie, jy kan hom nie in jou huis hou nie. This is a fictional character in a movie, but anyway. Kan daar iets aan dit gekoppel wees? Ja, dit kan. Maar moet nou nie jou kind se Baby Yoda's gaan uit die huis uitgooi, of sy Pokémon, of whatever, ek weet nie waarmee kinders vandag besig is nie. Okay, ek het byvoorbeeld hierdie beker. Okay, dis 'n beker met Groot. Okay, ek love Groot. Ander mense gaan sê, oh, dis 'n tree demon, jy kan dit nie in jou huis hê nie. Julle, ons moet onderskeiding van gees hê. Kan daar iets aangekoppel wees? Ja, maar net omdat dit iets is wat in 'n movie was, of wat ook al, sê nou nie, dit is evil nie. Ek weet nie of julle die Pokémon goedjies onthou nie. Jare terug, jy het dit ons in jou pakkie chips gekry. Dis pocket demons, jy mag hulle nie hê nie, bla bla bla. Okay, matigheid voor oë. Julle, onderskeiding van die gees. Jy kan iets, kom ek wys vir hierdie. Hierdie is so 'n oulike dingetjie wat ek gekoop het eendag by 'n craft fair. Kan daar iets aangekoppel wees? Ja, net omdat daar Bybelversies op is, sê dit nie, daar is nie iets daaraan gekoppel nie. Maar hoe weet ons? Onderskeiding van die gees. Okay, as jy jou huis salf en jy loop deur jou huis, die Heilige Gees gaan vir jou wys. Hy gaan vir jou wys, daar is sekere goed. Ek het byvoorbeeld hierdie boek, Satanism in South Africa, en hierdie boek is deur Dr. Kobus Jonker geskryf, en jy kry nie meer hierdie boek in print nie. Nou, hierdie boek het, ja, julle geweldige inligting, daar's prentjies, ek kan nou nie vir die prentjies hier inwys nie, want TikTok gaan vir my blok. Okay, hierdie boek het ek in my huis, want ek het hom gebruik as deel van my kursusse wat ek gedoen het. Maar, hierdie boek bære ek weg, en ek salf hom gereeld af. Okay, want ek weet, sekere goed is aan hierdie boek gekoppel. So ja, hy is in my huis, maar hy is daar for educational purposes. Wees versigtig in die sin van,
Afrika beelde, daai African masks, dit symboliseer baie keer die ancestors, en dit bring goed in jou huis in. Maar hierdie mense wat, jy kan nou nie hier in jou huis nie, jy kan nie daar in jou huis nie. Jy bid oor goed, en die Heilige Gees sal vir jou wys. Die obvious goed gaan jy obvious nie nou nie in jou huis hê nie. Maar om nou jou kind se baby Yoda te gaan weggooi, omdat dit nou vir jou na 'n klein demonkie lyk, gaan bid daaroor. Okay? Gaan bid oor die goed wat jy in jou huis het. Dan iets wat ek wil aanraak. Bybels. Ek het by ouma hierdie ou Bybel gekry en ouma het gesê ek moet hom daar op die kas sit. Daar kan iets daaraan ook gebind wees. Okay? Weereens onderskeiding van gees. Nou het ek mense wat vir my sê, pastoor, ek het Psalm 91 oop in my Bybel en hy lê hier op my kas. Hy sê as ek by die voordeur inkom of hy's langs my bed. Nou, wat gaan Psalm 91 in die Bybel, nou doen om jou te beskerm, as hy net daar lê? Waar kom die krag in die woord vandaan? Ons gebruik die woord van God om ons te onderrig. Okay? Plus, wanneer ons bid of dit out loud lees, gee hierdie mond en ons tong krag daaraan. So, dit help nie jou Bybel lê net oop op die kas nie, julle. Jy moet dit actually bely. Om 'n Bybel oop te hê in jou kamer, gaan jou nie beskerm nie. That can be seen as witchcraft. Hoekom? Want jy vat 'n fisiese ding. Daai boek. Want onthou, die Bybel is nog steeds 'n boek van papier en karton en ek het 'n collection van Bybels. Jou geloof kan nie in 'n boek wees nie. Dit moet wees wat in die boek is. So, in plaas daarvan om te glo, okay, hierdie Bybel by Psalm 91 gaan my nou beskerm, vat eerder daai Bybel van jou bedkassie af of die kassie af en wanneer jy in daai vertrek inkom, lees dit hardop en sê, Here, ek bid Psalm 91 oor my, maak jou Bybeltjie toe en wanneer jy weer daar verbykom kan lees, maar net omdat jou Bybel daar oop is, sê dit nie, jy gaan nou beskerming hê nie. Ons moet die woord leef en ons moet die woord spreek. Jare terug het, toe ons net begin werk het met survivors, mense wat uit satanisme uitgekom het ons eendag die bevrydingssessie gehad. En ek het my Bybel in my hand gehad en ek was besig om skrifte te lees. En ek het te naby aan die persoon gekom met die Bybel. En daai demonic force, daai Bybel net so, uit my hande uit, laat vlieg. Ek het nog nooit in my lewe 'n ding so sien vlieg soos daai dag nie. Want die geloof moet in die woord wees. Ja, ons moet die Bybel hê, maar ons moet die Bybel, die woord spreek. So wees baie versigtig met sulke tipe goed. As mense vir jou 'n geskenk gee, nie almal wat sê, hulle is jou vriend nie, okay? Nie almal het goeie intensies nie. As iets vir jou afvoel oor daai geskenk, moet dit nie in jou huis invat nie, moet nou nie die persoon offend nie, maar moet dit eerder nie in jou huis hou nie, raak ontslae daarvan, okay? Maar die belangrike ding, moet nie nou in jou huis ingaan en sê, hierdie is nie van die Here af en daai is nie van die Here af nie. Gaan bid, wanneer jy jou huis salf, sê Here, wys vir my, en ek het nou net 'n video gepost oor hoe om jou huis te salf. Vra vir die Here om vir jou te wys wat nie daar mag wees nie. Daar kan selfs juwele wees wat jy dra, wat iets aan dit gekoppel het. Ouma wat vir jou ietsiekie gelos het, 'n wielkussie, wat ook al. Dit gaan oor onderskeiding van die gees. En dit bewys net weer eens vir my. En dit moet vir jou 'n les wees, dat hoe nader jy aan God is, hoe meer gaan God vir jou wys, wat moet in jou lewe en nie in jou lewe wees nie. Ek hoop hierdie video het vir jou 'n bietjie gehelp. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Shalom.